Van my kant af, baie welkom. Lekker voorreg om saam met jou weer eens die naam van die Here te kan grootmaak. Trots op ons doopskandidate en op soveel wat vanoggend saam met ons kuier, as jy vir die eerste keer saam met ons is, welkom. En vir die res van ons garde, dis altyd 'n voorreg om julle saam met ons te kan hê vir nog 'n groeigeleentheid. Welkom by nog 'n week waar ons uitgedaag word om te volhard. Hebreërs 10 vers 36 maak die stelling om te sê volharding is wat ons nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Die boodskapvertaling sê, julle moet tot elke prys vasbyt. As julle so aanhou om te doen wat God wil hê, sal hy sorg dat julle kry wat hy vir julle beloof het. Draai gaan nou 'n persoon langs jou en sê vir hulle, ek is bly jy's vandag saam met ons. Draai nou na jou tweede keuse en sê ek's bly jy's ook hier. Ek wil nou graag weet wie is jou tweede keuse. En vir julle wat na die opname kyk, byt vas. Ons is baie dankbaar dat julle is ook ingeskakel en vertrou dat jy ook sommer baie welkom voel wanneer jy hierdie woordbelewenis saam met ons gaan kyk. Wat ook al jou omstandighede, hoor vanoggend die woord van die Here, as hy ons wil uitdaag en ons wil kom bemoedig, byt vas. Maar ek wil eers net ons moet die speelveld gou 'n bietjie uitsorteer en vra, hoekom byt ons vas? Kan ons mekaar baie mooi in die oë kyk en sê, ons byt nie vas. Ons volhard nie, sodat ons verlos kan word nie. Hier is die interessante, die goeie nuus, die evangelie. Die evangelie gaan juis daaroor, dat God stikkende, kan ek dit noem, onbeholpe mense, wat vasgevang is in die greep en die gevolge van sonde, dat God kom en sê, ek wil vir julle verlossing bied. En ons sien daai karaktereienskap van God letterlik reg van die begin af, hoe dat toe die mens kies om sonde te doen, God elke keer inisiatief neem om te sê, ek wil julle verlos, ek wil na julle uitreik. In die Ou Testament het die Here dit dikwels gedoen op bonatuurlike maniere, en dan in die Nuwe Testament bring hy 'n finale verlossing deur Jesus Christus. En hy wil vir ons laat verstaan dat Jesus bring hierdie volledige, bevrydende, transformerende, lewegewende verlossing. En daar's 'n paar goed van verlossing wat jy nodig het om net weer vandag te verstaan. Die eerste ene is, en daar's baie meer van hulle, 3 kenmerke wat ek vinnig met jou deel is. Nommer 1, God se verlossing wat hy vir ons bied, kom absoluut vanuit genade. Ons kan dit nie verdien nie. Tweedens, dis ongelooflik duur, maar dis gratis. Dis 'n geskenk. Dis hierdie geskenk vir elke persoon wat uiteindelik sê, wow, dankie, ek vat dit. En dan verlossings derdens is gewaarborg, want dit hang nie af van my prestasie nie. Dit hang af van die feit dat ek aangeneem het die genade geskenk wat God vir my gegee het. So die goeie nuus is, die storie wat ek en jy vir ander mense kan vertel het julle al ontdek, het jy al ontdek. Jy voel soos 'n gevangene van sonde. Jy's hierdie gevangenes in die tronksel van verdoemenis met 'n doodsvonnis wat wag. Maar iemand het die kettinge kom breek. Iemand het die seldeur oopgemaak. Iemand het betaal sodat jy skotvry kan uitstap. Want wanneer ons lewe aan Christus oorgee, dan kyk God na ons. En hier's die amazing van verlossing. God kyk na ons, God kyk na jou, asof jy Jesus self is. Kan jy jou indink? God kyk na jou, asof jy Jesus is, sondeloos, geheilig, opstandaard. As gevolg van Jesus, het jy 'n nuwe identiteit. As gevolg van Jesus en die verlossing wat hy vir jou kom moontlik maak, hierdie onverdiende genade geskenk wat gewaarborg is, wil hy vir jou sê, ek kom gee vir jou 'n nuwe identiteit,
Ek kom gee vir jou 'n nuwe burgerskap. Ek kom gee vir jou 'n nuwe rede vir jou lewe, vir jou bestaan. Ek kom gee as ware vir jou hierdie doelgerigte nuwe lewensmissie. En jy's nie meer 'n slaaf van sonde nie, maar dan's jy, wanneer jy Jesus in jou lewe ingenooi het, dan's jy nou 'n kind van God, 'n ambassadeur, as ware 'n verteenwoordiger van die koninkryk van die lig. Maar in die proses ontdek jy ook dat terwyl jy die goeie nuus van verlossing beleef, skielik is daar teestand, want jy's nou deel van die koninkryk van die lig en skielik is daar nou die stryd teen duisternis. Skielik is daar vyandige mense, skielik is daar 'n vyand. En dis in hierdie konteks dat die Nuwe Testament ons nou aanmoedig om te sê, jy moet ook vasbyt. Maar jy moet nie vasbyt om te hoop dat jy verlos kan word nie, dis vir verloste mense wat in 'n nuwe identiteit staan, dat die Here kom en sê, ek wil julle uitdaag om te sê, volhard, byt vas. En die goeie nuus is selfs beter, want nou kan ek eers vasbyt. Ek kan veral nou eers volhard, omdat ek verlos is. En ek wil dit anders stel en sê, skielik wil ek vasbyt. Skielik wil ek volhard om uit te staan as 'n ambassadeur van die lig, as 'n volgeling van Jesus, om nou in Jesus se voetspore te volg. Hoekom? Want hy het 'n uiters duur prys vir my betaal. Hier's wat ek wil hê jy moenie mis nie. Ek sê dit vir jou so op die skerm. Ons byt nie vas vir hopelik dat ons borgtog gaan kry, of dat ons verlossing gaan kry nie. Ons byt vas, want daar's 'n ander deel. Ons byt vas vir die beloning. Daar's 'n beloning op pad. Ons wil vasbyt, want ons het 'n roeping en ons het 'n opdrag, en as volgelinge van Jesus, as disippels van Jesus, sien ons uit na die groot prysuitdeling van die heelal, en daar wag belonings vir die verlostes. Jy sien, ek gaan nie hemel toe, of my laaste asem uitblaas en wonder of ek dit gemaak het nie. Die oomblik wat ek Jesus in my lewe het ek die ewige lewe. Ek is volmaak, volledig, klaar, verlos. Wanneer hy my lewe is. Wanneer ek myself aan hom oorgegee het. Maar nou, ons disippelskapsproses is, vir die res van die tyd wat ek in hierdie stukkende lewe is om al meer in sy voetspore te volg, en dit so te doen op 'n manier, dat ek waardig is om beloning, enkelvoud, of beloninge, ek weet nie wat is die regte term, belonings, te kan ontvang, want daar kan baie wees. En dis waarvoor ons vasbyt. Dis waarvoor ons volhard, dis waarvoor ons alles in die stryd werk. Dis nie om die hemel te haal nie, dis om eendag in die hemel belonings te kan kry. En hierdie belonings volg op, en dan sê julle lysie, daar's baie meer, ek noem sommer vir jou net vinnig 'n paar. Hierdie belonings, wat ons eendag belonings gaan kry, van die skrifgedeeltes, Ou en Nuwe Testament verwys daarna, dat ons 'n kroon gaan ontvang, 'n kroon vir. Belonings vir jou gehoorsaamheid. Die feit dat jy jouself opofferend beskikbaar stel. Die feit dat jy diensbaar is, die feit dat jy 'n gesindheid kies van liefde, 'n gesindheid en 'n keuse van geloof. Uiteindelik gaan ons beloon word vir die vrug wat ons lewe hier op aarde nalaat. So verstaan dis mooi. Die oproep wanneer ons vir mekaar sê, byt vas. Die vasbyt oplossing of opdrag is nie sodat jy verlos kan word nie. Die uitdaging van veral die Nuwe Testament is byt vas sodat jy 'n groot beloning kan kry die dag by die groot prysuitdeling in die hemel. Hebreërs 10 vers 36 daag ons so uit of daag ons uit om tot alle prys toe vas te byt. Hebreërs 6 is 'n ander gedeelte, selfe boek, hoor wat sê hy, vers 10. Hy sê God is nie onregverdig nie. As jy vasbyt, as jy volhard, as jy elke keer die keuses maak om gehoorsaam te wees en diensbaar te wees en die regte gesindheid te handhaaf, God is nie onregverdig nie. Hy sal nie vergeet hoe hard jy vir hom gewerk het nie. En ons werk nie om verlos te word nie, ons werk omdat ons verlos is en ons werk baie hard omdat ons beloon word. Hierso hy dit uiteensit. Hy sal nie vergeet
hoe hard julle vir hom gewerk het nie. Hoe lief julle hoe julle liefde vir hom betuig het deurdat julle medegelowiges gedien het en nog steeds doen nie. So God gaan al daai opofferende gehoorsaamheid, daai onbaatsigtige beskikbaarheid en diensbaarheid, daai gesindheid dikwels van om die eie ek tweede te stel, die minste te stel, sy koninkryk eerste te stel, om vrug te dra in jou lewe wat hom verheerlik, hy gaan dit beloon. En juist daarom word ons weer vandag uitgedaag, byt vas. Die volgende vers 11. En hier's die Hebreërskrywer se uitdaging vir alle volgelinge van Jesus. Hierdie boek is hoofsaaklik geskryf vir Joodse volgelinge van Jesus. En hy sê vir hulle in vers 11, dis ons hartsbegeerte, dat elkeen van julle sal vasbyt en einduit dieselfde entoesiasme sal vertoon, sodat daai beloning, daai toekomsverwagting bewaarheid kan word. Dan sal julle nie traag word nie, maar julle sal kan vasbyt. Inteendeel sê hy, julle sal die voorbeeld volg van hulle wat deur hulle geloof vasgebyt het, volhardheid, deur hulle geloof en uithou vermoë besig is om die belonings te verkry wat God beloof het. So genadiglik is daar soveel voorbeelde van vasbyters wat buk vir God se belonings. In die Ou Testament was hulle daar, in die Nuwe Testament het ons 'n legio van hulle. Maar kom ons vat een van die klassieke voorbeelde, en hier's waar ek op pad is met jou, is, as ons kyk na die volk Israel, hierdie span mense, letterlik en figuurlik was hulle slawe gewees. God neem inisiatief, want onthou verlossing is altyd sy genade, hy neem die inisiatief, en hy reik na hierdie volkie uit. Hy sien hulle raak. Hy gee hulle die onverdiende geskenk van vryspraak uit Egipte. En hy bring hulle tot stand as 'n nuwe identiteit. Bonatuurlike, dramatiese verlossing as jy die storie onthou. En hy gee vir hulle gewaarborgde nuwe bestemming. Daar's 'n nuwe belofte op pad. En op pad na hierdie nuwe bestemming vind ons waarskynlik die belangrikste instruksie wat die Here nou deur Moses vir sy mense gee. En ons het ongelukkig nie tyd, op die skerm sit ons vir jou die adres, Deuteronomium 28, vers 1 tot 68. 68 verse, glo my, hy lees soos 'n storieboek, en hoe verder jy lees, hoe verder wil jy lees. Want hy begin om te sê, hier volg, as julle, my kinders, ek het julle klaar verlos, nou wil ek julle beloon, maar vir die beloning moet julle kan vasbyt. En hier's wat nodig is, as julle alles reg doen, sal ek. Maar dan begin die instruksies en die beloftes gaan later oor na waarskuwings en ernstige gevolge. En net na die einde van die hoofstuk toe, dan verhoog die intensiteit en die dringendheid, maar in die proses gee die Here die sleutel wat hulle gaan nodig hê om vas te byt, sodat hulle groot belonings kan kry. Nie sodat hulle verlos kan word nie, hulle is klaar verlos. Maar die Here gee vir hulle die sleutel van hoe om die regte dinge reg te doen, sodat hulle uiteindelik hulle beloning kan ontvang. En hier's die sleutel, vers 47. En is in die negatief, want hy sê nou, hier's 'n klomp goed, as julle dit nie doen nie, is daar gevolge. Maar moenie hierdie ene mis nie. Die Afrikaanse 83 vertaling sê, as jy die Here jou God nie met vreugde en blydskap dien nie, omdat jy baie besit, sal jy jou vyande wat deur die Here teen jou gestuur word, moet dien. So die vereiste, vreemd genoeg, volg my, die opdrag is om die Here te dien met vreugde en blydskap. En snaaks genoeg, nie dieselfde woord nie. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal hom 'n bietjie meer in volkleur. Dit sê, omdat jy nie die Here jou God met vreugde en entoesiasme gedien het, vir die oorvloed en die seën wat jy ontvang het nie, sal jy jou vyande dien, wat die Here jou God teen jou sal stuur. Vers 47 verwys nie net na
nou om die Here met vreugde te dien nie, maar ook een vertaling sê met blydskap, die ander vertaling sê entoesiasme. En moenie die krag en die waarheid hiervan verloor nie, of miskyk nie. Want die woordjie entoesiasme beteken veel meer as net 'n emosie. Dit beteken veel meer as om net positief en opgeruimd te wees. Inteendeel, die betekenis van entoesiasme kom van twee Griekse woordjies. Die een woordjie is en die ander een is theos. En dit beteken letterlik, en is die Griekse woordjie vir in, en theos is die woordjie vir God. So entoesiasme beteken letterlik in God. Om in kontak te kan wees met die Godheid. Om so in hom met hom in kontak te wees, dat jy gevul is met iets bonatuurlik. In kontak is met 'n bonatuurlike kragbron. Wanneer die een vertaling praat van blydskap, hier is my interpretasie van die woordjie blydskap, en jy kan maar vir jou 'n nota maak, dit is waarskynlik die betekenis en die implikasie van die woordjie reg deur die Bybel. Blydskap beteken letterlik, ek bly in hom skap. Entoesiasme gaan in werklikheid oor hierdie geestesverbinding met God. Dit het te doen met daai, jy kyk na iemand en sê, joh, maar daai persoon is entoesiasties, en dan 'n ander term daarvoor is, maar hulle is begeesterd. Wat se gees? Jy sien, entoesiasme is nie net 'n emosie nie. Dit kan so voorkom, maar dis veel meer as dit, want wanneer die bonatuurlike gees van God van iemand besit neem, dan stel dit hulle in staat om op 'n ander manier te funksioneer, en ons beleef dit dat hulle ywerig is, dat hulle begeesterd is, dat hulle bly in homskap beleef, en dat daar 'n enthousios is, 'n entoesiasme, want hulle is in God gewortel en geanker. So kyk weer na die versie. Deuteronomium 28:47. Hy sê, omdat jy nie die Here jou God met vreugde en entoesiasme gedien het nie, gaan daar gevolge wees. Hebreërs 6:11. Hebreërs kom en hy gee vir ons dieselfde uitdaging, 'n paar keer, hier's vers 11, hy sê, dis ons hartsbegeerte, dat elkeen van julle end uit dieselfde enthousios om in God te wees, entoesiasme sal vertoon. Hoekom? Sodat daar 'n beloning kan wees, sodat julle toekomsverwagting bewaarheid kan word. Reg deur die Bybel is daar hierdie oproep om te sê, byt vas. Hoekom? Hoe kry ek dit reg? Enthousios. Gekoppel aan God. As daar iemand is, en daar's 'n paar oproepe in die Bybel, duidelik van verskillende karakters, ons het tyd gou vir 3. As daar iemand is wat hierdie waarheid gesnap het, dan was dit Paulus. En Paulus onder andere kom en hy ontdek die geheim van vasbyt. Hy's klaar verlos. Maar nou dring hy deur en hy wil sy wedloop volëindig. Hoekom? Want daar's 'n kroon wat wag, daar's 'n beloning wat wag. En sy geheim, hoekom hy dit kon regkry, was nie omdat hy 'n uitsonderlike persoon was nie. Sy geheim lê opgesluit in sy intieme, ononderbroke in Christus wees. Want dit bring 'n onuitblusbare entoesiasme. En entoesiasme bring 'n onverklaarbare, jy weet amper nie hoe hulle dit reg kry nie, vasbyt volhardende vermoë. En dis die ingesteldheid wat hy keer op keer nie net self tentoonstel nie, maar wat hy in verskeie van sy briewe, want hy elke nou en dan skryf hy vir 'n ander gemeentegroep 'n brief, en elke keer glip hierdie boodskap in. In Romeine 12:11, hoor hoe stel hy dit, Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, moenie sleepvoet wees nie, in julle toewyding nie. Wees enthousios. Wees so gekoppel aan die Here, dat julle so begeesterd, so bonatuurlik bekragtig is, dat julle werklik diensbaar vir die Here kan wees. Aan 'n gemeente in Kolossense 3 vers 23 sê hy, wat julle ook al doen,
doen dit van harte. En daai van harte beteken letterlik met jou totale openheid, enthusios, gekoppel aan Christus, wat in jou 'n verskil maak, soos vir die Here en nie vir mense nie. New Living Translation vertaal sy skrywe aan die gemeente in Korinte, 1 Korintiërs 15 vers 58. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Hoekom sê hy vir hulle om vas te byt? Nie sodat hulle hopelik die hemel kan maak nie. Nee, verlossing is gewaarborg. Waarvoor mik hulle? Die beloning. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work, how? Enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Daar's 'n beloning, daar's krone, daar's 'n prys. Hou in gedagte dat die meeste van hierdie briewe skryf Paulus vanuit tronke, haglike omstandighede. Maar ten spyte van hierdie omstandighede kan hy self vasbyt. Hoekom? Nie omdat hy gunstige en lekker omstandighede het nie, maar hy die krag ervaar van Christus in my en ek in Christus. Dis hoekom hy kan vasbyt. Sy geheim, enthusios. Die Hebreërskrywer, net so terloop kantlyn aantekening en moet my nie kruisig daaroor nie. Die vermoede is dat die Hebreërbrief geskryf is deur die persoon wat vir Paulus aanvanklik bedien het, Barnabas. En die vermoede is waarskynlik dat hy die boek Hebreërs geskryf het. En hy skryf vir die Hebreërs, vir die Joodse volgelinge van Jesus, hierdie algemene skrywe. En in hierdie skrywe vind ons in Hebreërs 12 vers 12, Jesus se navolgers word uitgedaag om te sê, en die boodskapvertaling vertaal dit so oulik, dit sê, julle moenie soos 'n klomp geestelike swakkelinge leef nie. Wees entoesiasties. En weer eens moet dit nie interpreteer as dis 'n emosie nie. Emosie is nie, entoesiasme is nie 'n emosie nie. Entoesiasme is 'n posisie. Waar is jy geanker? Wees entoesiasties oor wat julle as Christene doen. Nog 'n voorbeeld van iemand se enthusios. Sommer een in die Ou Testament is Dawid. Jy sal onthou Dawid toe hy groot geword het. Een van die kommentare beskryf dit oulik en sê hy was die onbenullige een. Die onbenullige een in sy familie. In hulle oë het hy regtig nie potensiaal gehad of aansien gehad nie. Inteendeel, hy was jonk, onervare, fisies klein. En dan in die baie bekende stuk geskiedenis van die oorwinning oor Goliat, was dit in werklikheid, as jy gou vir jou 'n prentjie wil voorstel, ek weet nie hoeveel van julle het al die voorreg gehad om vir Kobus Wiese te ontmoet nie. Baie mense kan dink as jy na my kyk, ek's nogal lank. Dis vir my scary, ek's nie baie gewoond daaraan om op te kyk na iemand nie. Een keer by Nieuweland, kinders was nog klein, en ek dink Jacques en François het ons nog 'n foto by waar hulle by Kobus Wiese staan, en ek kry elke keer as ek dink aan Dawid en Goliat, dan dink ek aan 'n graad eentjie by Kobus Wiese. So Dawid was uiterlik, fisies, van statuur, 13-jarige laaitie, maar Dawid was enthusios. Dis nie 'n emosie nie, dis 'n posisie. En hy so intieme kontak met die Here, sy hart is so op die Here gerig, hy is so gevul met die vermoëns en die almag en die karakter en die teenwoordigheid van God. Hoor wat verklaar hy wanneer hy na hierdie reis toe gaan. Maar hy doen dit vanuit enthusios. In Samuel 17. Hy sê, vandag sal die Here jou in my mag oorgee. En net so terloops, as jy 'n fliek in jou koppie van wil maak, sien hierdie graad 1 ouetjie teenoor 'n Kobus Wiese statuur. En hy so 13 jaar oud en terwyl hy praat, beweeg sy stem ook nog so bietjie. Weet, hy's op daai ouderdom. So dis nog nie eers 'n volwasse man nie. Wat gee vir hom hierdie vermoë? Enthusios. Hier's die verklaring wat hy maak.
Hy sê, vandag sal die Here jou en my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef, Israel het 'n God. Dan sal die hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Dawid kom staan voor Goliat en daar skielik 'n ander, en dis nie arrogansie nie, dis nie bravade nie, maar daar's 'n autoriteit. Hoekom? Enthousias. 'n Opgewondenheid, 'n positiwiteit, 'n verwagting oor iets wat God weer vir hom kan doen, want hy het 'n track record omdat hy in 'n verhouding met God, 'n intieme verhouding met God lewe. Jy sien, vanuit sy verhoudingservaring met God, het hy ontdek dat God vir hom kon help om 'n beer van kant te maak. En partykeer beere kan 'n bietjie groter wees as jy, die reuse grootte dikwels. Hy kon 'n leeu verslaan. En dit het hom die vertroue gegee dat dieselfde God wat hom daar kon help, kan hom ons nou hierdie rond te help. So sy geheim is, en is eintlik hierdie mooi woordjie, intimiteit. Om tyd in sy teenwoordigheid te kan spandeer. En as jy wonder oor hoe sy verhouding met God gelyk, ons het die voorreg om sy stilte tyd joernaal te hê, gaan lees psalms. En baie keer dan skryf hy in sy, vanuit sy enthousias tye, hy sê, met my hele hart wil ek U, smag ek na U, wil ek naby U wees, vertrou ek op U. Op die skerm sit ek dit vir jou so, hoe meer jou hart gerig is op intimiteit met God, dis in hakies, nie godsdiens nie. As jy lees en bid vir 'n godsdienstige ritueel, sterkte, dan werk jy nog vir verlossing. Maar hoe meer jou hart gerig is op intimiteit met God, hoe groter word die enthousias. Hoe groter en sterker word die posisie en die emosie. Vol van godsdiens werk nie, maar vol van die Gees maak jou begeesterd, maak jou entoesiasties. Hier is die rooi lig. God het geweet. Dis hoekom hy vir die volk destyds gesê het, ouens, as julle my nie met vreugde en met intimiteit, met bly in myskap, met enthousias, as julle my nie so gaan dien nie, gaan julle slawe van die vyand word. Julle gaan nie kan vasbyt nie. Julle sukses en julle oorwinning en julle beloning hang af van jou kontak en intimiteit met my. Dawid het dieselfde waarskuwing. Aanvanklik het hy die kinderlike afhanklikheid gehad van die Here. En sy enthousias verhouding was ongekompliseerd en intiem en kragtig. Geskiedenis vertel vir ons vers 48. Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, kyk na Dawid se body language, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid 'n hand in sy sak, vat 'n klip daar uit, gooi met die slingervel, tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Dis nie eerstens kry ons vir Dawid in sy enthousias en hy hardloop na oorwinning toe. En die gevolg is oorwinning oor die reus voor hom en die vyandelike magte saam met hom. Volgende skerm, dankie. God se instruksies is, byt vas deur enthousias. So daar's aanvanklik hierdie entoesiastiese ingesteldheid, van hy hardloop na oorwinning toe. Wian, daar's 'n skerm wat sê hardloop na oorwinning, dankie. Maar Dawid het groot geword. Hy was nie meer 'n skaapwagtertjie nie, hy skielik koning. Hy skielik 'n iemand geword. En in die proses het hy half sy kinderlike, hy's mos nou iemand. Hoekom moet hy nou so enthousias wees? En sy enthousias het vervlou.
Die storie van sy lewe gaan aan. 2 Samuel 11. In die lente, in die tyd waarin konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Raba beleer. Maar kyk waar's Dawid. Dawid het in Jerusalem agtergebly. Wat doen hy? Eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Jy sien wat gebeur. Hy was so enthousios. Hy hardloop na oorwinning om 'n Goliat uit te haal. Sy enthousios begin vervlou. En ons vind die tweede karakter ding wat gebeur. Hy begin ronddrentel na 'n nederlaag toe. Ag, dit is nie so belangrik nie. Die gevolg is, hy steel 'n ander man se vrou, maak haar swanger, laat haar man vermoor. So in plaas van hierdie enthousios, raak hy apaties, val in sonde. Dit kos hom amper sy koningskap, dit kos hom amper die koninkryk en dit kos hom amper sy lewe. Hoe gebeur dit? Dis asof jy met 2 Dawids te doen het. Die een scenario waar hy met 'n klippie die reus kon vernietig, die ander scenario waar hy 'n man laat vermoor en sy vrou steel, bloot net oor wat hy gesien het. Hoe gebeur dit dat iemand se lewe so donker en so negatief kan raak? Die enthousios is weg. Die in God, die bly in God skap. Die afhanklik van God wees, het gekwyn. So hoe verander iemand van kragtig en oorwinner as 'n tiener na lafhartig en uitoorlê en verslaan as 'n koning? Jy begin leef sonder Theos. Jy begin leef sonder God. So hoe lyk jou en Theos vandag? Is jy so in kontak met die Here? Is jy so in hom en hy in jou, dat jy energiek hardloop om die reuse in jou lewe te oorwin en in die proses, het jy die vermoë om te kan vasbyt? Jy bly net eenvoudig glo en volhard. Daar's hierdie vasbeslote volharding. Of is jy so uit kontak met die Here? Jy het so gemaklik geraak, jou gerief, dat jy ronddrentel, selfs deur versoekings en deur sonde, en dat jy deur sonde oorrompel kan word. Dit is net iets wat jy sien. En dit maak dat jy nie meer kan vasbyt en vas staan en kan deurdruk vir die belonings nie. So het jou enthousios gekwyn, want dit kan dit wees dat hierdie woord op baie van ons dalk vanoggend van toepassing is. Openbaring 2 vers 4. Maar dit het ek teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het. Draai terug, bekeer julle, doen weer wat julle in die begin gedoen het. Wil jy nie vandag net weer 'n bietjie terugdink? Terugdink aan daai dag toe jy Jesus die eerste keer ontdek het en gehoor het dat hy jou wil verlos. En jy besef het wat hy betaal het om jou in 'n verhouding met God te kan plaas. Dink bietjie terug aan hoe opgewonde en hoe entoesiasties jy oor hom was. Toe jy jou lewe vir hom oopmaak en jy besef, hy het vir jou 'n nuwe identiteit gegee en jy's verlos van jou totale verlede, die dankbare opgewondenheid en die brandende ding in jou gees, die ywer, die opgewondenheid, die skaamteloosheid. En jy het intimiteit gehad, want jy het tyd gemaak vir hom, en jy kon vasbyt. En sonde was nie vir jou 'n bedreiging nie, want jy was so brandend, jy's 'n bedreiging vir sonde.
En ongelukkig gebeur dit. Dis hoekom God destyds vir die volk sê, op pad na hulle beloning toe, ouens, maak seker julle verloor nie julle entoesiasme nie. Want dit vervlou en die liefde raak koud en die entoesiasme kwyn en die dinge van die wêreld word skielik 'n groter prioriteit en jy sing nie meer vir hom nie en jy praat nie meer met hom nie en jy weet nie eens waar jou Bybel is nie en sonde word nou vir jou 'n bedreiging en jy verval ook in 'n negativiteit en jy begin glo ag ek kan nie dink nie regtig ek kan dit reg kry nie. En miskien is jy dalk in 'n situasie waar God vir jou klein voel. Jy kan nie meer volhard en vasbyt nie want God voel ver. Ek het die storie al vertel, die in die gemeente gebeur of in die dorp gebeur. Hierdie kind vra vir sy pa, hoe groot is God? En die pa sê vir hom, ons gaan môre Johannesburg toe, ek sê jou wys. As die seentjie baie excited, weet, wat gaan gebeur? Volgende dag ry hulle op die R23, klim op die N3, net ander kant die N3 Total Petroport, daar waar julle almal stop vir 'n draai en versteers, of vir 'n mug and bean. In die verte sien hulle Johannesburg se silhouet. En onder andere daai groot toring. En pa sê vir hom, meet gou met jou vingers, hoe groot is die Brixton toring? Nou kyk hy, net dop hy's omtrent so groot. Pa sê, maak 'n nota, onthou dis hoe groot hy is. Uiteindelik ry hulle tot by die Brixton toring. Hy sê, meet gou weer, hoe groot is die Brixton toring? En hy probeer met sy arms en hy besef, hy pas nie in nie. Toe sê die pa vir hom, die grootte van God, die grootte van jou God, hang af van jou afstand van hom. Kan dit wees, dat jy nie eintlik meer voel, jy kan vasbyt, jy kan nie volhard nie. En God is ook nie regtig meer in staat om jou te kan help nie, want God voel ver en God voel klein. Jy sien jou afstand met hom beïnvloed jou enthousias, jou entoesiasme. Hebreërs 6 vers 11 sê, dis ons hartsbegeerte, dat elkeen van julle end uit dieselfde enthousias sal vertoon, sodat julle julle toekomsverwagting bewaarheid kan word. So kan ek jou uitdaag vanmôre, bietjie selfdiagnose te doen. En as jy jouself diagnoseer, is daar 'n brandende, vurige intimiteit tussen jou en God. Is sy gees so aktief in jou lewe, het jy 'n belewenis daarvan, ek is in Christus en Christus is in my? Of is daar agteruitgang? En as dit is, 'n wonderlike geleentheid om vanmôre te weet, ek het die geleentheid om te kan 180 grade omkeer maak. Om myself te kan draai. Die woordjie wat die Bybel gebruik is, bekeer. En bekering is nie iets wat 'n mens een keer net doen nie. Bekering is elke nou en dan 'n mid-course correction om te sê, wow, die pad het gedraai, ek het nodig om 'n aanpassing te maak. Kan ek jou vanoggend in die oë kyk en sê, God begeer jou terug by hom. En hy nooi jou. Hy het vir Dawid teruggenooi. Want sien, God wil ons nie net verlos nie, hy wil ons uiteindelik beloon. Hy nooi vir Dawid, en Dawid draai terug. En Dawid skryf in sy stilte tyd joernaal. Gaan lees Psalm 51. Nie spesifiek wat ek wil hê, maar nie mis nie. Vers 10. Hy sê, laat my weer bly in u skap en vreugde belewe. Here, u het my verbrysel, laat my weer jubel. Vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, maak my dat ek kan vasbyt. Maak my volhardend. Maak my dat ek my staan kan staan, want ek weet hoe groot God is, want hy's naby my.
Dawid het bely en erken en hy het gesmag daarna om skoon te kom voor die Here. Die Here het hom vergewe en hom vrygespreek van sy oortredinge en sy rebellie en sy laksheid en sy selfsugtige luste. En Dawid het gedraai terug na die Here toe met hierdie gebed: Here, maak my weer enthousios. Volgende is jy geleentheid daar vir jou om jou koneksie reg te maak. Hoe ontwikkel jy hierdie enthousios? Nommer 1, besef vanoggend, dis jou keuse. Enthousiasme is nie 'n persoonlikheidstipe nie, kan ons dit baie mooi regstel? Jy kry mense wat net van geaardheid meer positief is as anders, dis glad nie in hierdie kategorie nie. Jy besef, dis 'n keuse om in hom te bly en sy blydskap te beleef, dis my keuse om van hom af weg of nader aan hom te gaan. En dit het niks met my verlossing te doen nie, dit het te doen met my verhouding en my disippelskapsontwikkeling. So besef vanmôre, dis jou keuse. En wat is die keuse wat jy hier rondom moet maak vandag? Tweedens, erken jou huidige toestand. Sommige van julle wat dalk kan sê, prys die Here, ek het so 'n bonatuurlike ywer van die Here. Jy beleef sy vuur, jy beleef sy nabyheid, jy beleef sy grootheid. Ander van ons is dalk, so Here, voel of die sein weggeraak het. Maar erken dit. Sê dit vir die Here. Hy soek nie dat jy mooi gepoleerd godsdienstig moet wees nie, hy soek dat jy reg moet wees. So waar is jy in jou verhouding met hom? Nommer 3. Bid en vra. Miskien dalk vanmôre vir die eerste keer. Miskien was jy tot nou toe soos baie van ons het groot geword as goeie kultuurchristene. Dis net hoe ons groot gemaak is. Ons het in 'n Christelike huis groot geword. Maar dit maak my 'n Christelike kultuur, dit maak nie my 'n kind van God nie en dit bring my allermins nie enthousios in 'n intieme verhouding met hom nie. So, wat daarvan dat jy vandag besef, wow, ek sien die moeilikheid. Maar die goeie nuus is, jy's op die regte plek. Want hy's daar om jou te verlos en vir jou te sê, hy wil na jou toe uitreik. Daar's nie toeval dat jy vandag hier is nie. Hy het vanoggend 'n droom met jou lewe. Hy wil jou uitdaag om te sê, kom maak reg, kom terug. Ek wil vir jou genade gee. Ek wil vir jou 'n gewaarborgde verlossingspakket aanbied. Jy sal weet dat jy weet dat jy weet jy's sy kind as jy hom aangeneem het. Miskien is vandag jou dag. Miskien het jy dit al gedoen. Maar jy dalk soos 'n Dawid, en as die lewe jou kontak so knou, of jy was laks, en jy's lou. Bid en vra, Here, ek soek U in my. Ek soek opnuut vanmôre 'n nuwe belewenis dat ek in U is en U in my. Want die belonings van so 'n verhouding, gaan lees die Nuwe Testament. En nommer 4, omring jou met positiewe invloed. Daar's iets in jou gees wat gebeur as jy met ander mense tyd spandeer van hulle is net so entoesiasties en net so ywerig en net so bly, die blydskap van die Here. Hoekom? Want hulle bly in die Here. As jy jou met sulke mense omring, is dit net makliker om vurig te bly. So maak versigtige keuses met wie jy jou omring. As jy wonder hoeveel jy regtig vir God saak maak en of hy regtig so erg oor jou voel, welkom by die tafel. Welkom by die plek waar daar kwitansies opstaan vandag wat net sê hoeveel dit gekos het dat jy nie net verlos kan word nie, maar dat jy kan vasbyt en deur hom bekragtig word sodat hy eendag kan sê, mooi so, kan jou beloon, goeie getroue diensknegt. Paulus gee ons instruksies rondom die nagmaal. En hy sê elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Elkeen moet homself eers ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink.
So as jy jouself eerlik in die spieël van sy woord bekyk, hoe lyk jou kontak met hom? As jy nog nooit regtig kontak met hom gehad het nie, vanoggend is jou dag. Dan sê jy vir hom, Here, ek ondersoek myself vandag en besef, U voel baie ver en baie klein. Maar ek kies vanmôre om U in my lewe in te laat. En ek kies om vandag my lewe vir U oor te gee. Ek erken dat ek sonder U probeer lewe het en dit moet U hart breek. Want U het so 'n duur prys betaal. Die kruis was vir elkeen van ons bedoel met die geselhoue, die doringkroon, die spykers deur die hande en voete. Kon eintlik en moes eintlik ons vonnis gewees het. Miskien het jy hom al aangeneem, maar jou enthousios is nou theosios. In Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely. Here, ek het die punt gemis, dis wat sonde is. Ek het die punt gemis. En ek erken dit vandag voor U. Lees dit saam met my. Hy is getrou en regverdig. Kom, julle kan beter doen as dit. As ons sondes bely, lees saam met my. Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy wil jou beloon. Hy wil jou beloon vir die verlossing wat Jesus gedoen het. Hy wil jou vergewe.